Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiedag, hier volg die oggenduitgawe van Nuuspot se nuusbulletins op Dinsdag 11 April 2023. In die jongste verwikkelinge van die Thabo Bester saak is die pa van Bester se vriendin, Dr. Nandiba Magudumana, ook in hegtenis geneem. Zolile Cornelius is Vrydag in Port Edward aangekeer en sal vandag in die Landdroshof in Bloemfontein verskyn. Nog 'n man wat voorheen vir G4S gewerk het, sal saam met hom op onder meer aanklagte van medepligtigheid en dwarsboming van die gereg verskyn. Bester en Magudumana is Vrydag aand in Tanzanië in hegtenis geneem saam met 'n Mosambieker wat hulle in hulle vlugtog gehelp het. Minstens 5 mense sal vandag in die hof op Ellis in die Oos-Kaap verskyn in verband met die moorde op Mbonele Wesele en Petrus Roots. Wesele was die leiwag van die kanselier van die Universiteit van Fort Hare en Roots was die vlootbestuurder. Die 5 word ook aangekla van poging tot moord op die visiekanselier Sakela Mutlungu en ander senior beamptes, sowel as aanklagte van korrupsie by die universiteit. 5 mense is dood in 'n kettingbotsing naby Sedara in KwaZulu-Natal. 5 vragmotors, 8 minibus taksies en 22 ander voertuie was betrokke in die ongeluk op die N3 Suid tussen Hilton en Sedara. Die woordvoerder vir KwaZulu-Natal nooddienste, Robert McKenzie, sê die ongelukstoneel strek oor sowat 1 kilometer. Die pad was tot laat gisteraand nog in beide rigtings vir verkeer gesluit. Groot dele van Pretoria is sedert gister sonder krag, nadat minstens 7 kragmaste omgeval het. Die N4 is gister vir verkeer gesluit tussen Solomon Mahlangu en Simon Vermooten afritte. Slegte weer het opruimingswerk bemoeilik. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Silje Brink, sê vandalisme en diefstal is te blameer vir die voorval. Die polisie in die Noord-Kaap ondersoek die dood van 'n 7-jarige meisie wat glo weens 'n onwettige kragverbinding dood is. Die meisie is glo doodgeskok toe sy in 'n plas water getrap het. 'n Onwettige kragkabel het oor die paadjie gelê waar sy geloop het. Beurtkrag word vandag tot fase 5 verskerp. Fase 3 geld nog vandag tot 4:00 vanmiddag, waarna fase 5 sal inskop en tot môreoggend om 5:00 sal duur. Die plan is glo om fase 3 weer tot môre middag om 4:00 in werking te stel, waarna fase 5 dan hervat sal word. 5 mense is gister dood in 'n skietvoorval in die middestad van Louisville in Kentucky, Amerika. Die skieter is ook in die voorval dood by Old National Bank in die stad. 9 mense is in die aanval gewond en in die hospitaal behandel, waaronder 'n polisiebeampte wat nog in 'n kritieke toestand in die hospitaal is. Dit is die 146ste massaskietvoorval van jaar in Amerika, waar 4 of meer mense dood is. President Joe Biden van Amerika sê hy plan om homself weer in 2024 verkiesbaar te stel as president. Biden het dit egter nog nie formeel aangekondig nie. Hy en sy adjunk Kamala Harris het aangedui dat hulle planne het om die verkiesing gesamentlik aan te pak. Die rand het oor die naweek weer skerp teruggeval teen al die vernaamste geldeenhede. Die rand het vroeg vanoggend op R18.54 teen die dollar, R22.94 teen die pond en R20.12 teen die euro verhandel. Brent olie verhandel op $85.12 per vat. Ons volgende bulletin word vanmiddag so tussen 1 en 2 gepubliseer. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.